Nou geliefdes, ek wil nou vanmôre uit my hart uit met julle praat. Ek probeer dit maar altyd doen. Ek glo regtig dat die Gees het my baie vroeg aan my bediening met my gepraat en gesê, pak jou boekies en jou aantekening en jou goed weg. Laat toe dat die Heilige Gees die werk doen. Nou ek het altyd beaantekeninge by my, maar ek glo regtig dat God deur sy Gees met 'n mens, deur 'n mens wil praat. Mens moet voorberei, jy kan nie lui wees en week lekker swem en rondloop en niks doen en dan dink jy kan Sondag preek nie. Dit werk nie so nie. Jy moet jou voorbereiding doen, maar ek glo werklik dat die Gees van die Here baie keer iets anders wil sê as wat jy in jou menslike gedagte uitgedink het. En vanmôre wil ek sommer net uit my hart uit met u gesels. Hoop Pieters voel sommer gou, hy lyk al klaar 'n bietjie beter daar. Hy is nie meer so bleek. En ons glo hy sal sommer gou wel voel. Maar ek wil graag net vir julle die gedeelte lees wat ons laas Sondag ook die eerste gedeelte gelees het, maar ek wil vanaf vers 7 vandag vir julle lees. Matteus 2 vers 7. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster wat hulle in die ooste gesien het verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as jy hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei tot dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe terug gegaan. Nou ons in die afgelope rukkie het ons 'n bietjie gesels oor verskillende reaksies van verskillende mense in die Bybel oor die boodskap van die geboorte van Jesus Christus. En ek wil vanmôre na aanleiding van hierdie paar verse net hê dat ons vinnig kyk, 'n paar minute na die reaksie van die sterrekykers. En ons het gesien hoe Maria reageer, ons het gesien hoe dat Jesus die nobodies gebruik het in die Kersverhaal. Ons het gekyk na Anna en Simeon en Elisabeth en Zacharia en verskillende mense wat verskillend gereageer het op hierdie boodskap. En verlede week het ons bietjie gekyk na hoe die skrifgeleerdes daarop gereageer, baie negatief. Al die ander het positief gereageer, behalwe die skrifgeleerdes en Herodes natuurlik ook. Maar hier sien ons die sterrekykers, en soos ek nou 'n paar keer al gesê het, baie mense sê dis 3 wyse manne, die Bybel sê nie dis 3 wyse manne nie. Die Bybel, die Afrikaanse Bybel praat ook nie van konings nie, van die Engelse Bybels praat van the kings of the east. Al wat die Bybel of dan die oorspronklike vertaling van praat van mense wat, soos ons dit vandag ken, sterrekykers was. Mense wat astrologie bestudeer het. En in baie opsigte word dit as negatief beskou, want baie mense kyk nou na hulle hande se merkies en al die goedjies en die beelde van die sterre en al die dinge, en daaruit lees hulle môre gaan jy gelukkig wees of jy gaan ongelukkig wees of jy gaan 'n nuwe vrou trou of wat ook al. Ek weet nie waar hulle daai snert vandaan kry nie, maar die feit is baie mense gebruik die goed daarvoor. En ons weet nie wie hierdie sterrekykers was nie. Moontlik was hulle ook van hulle. Ons weet nie. Die feit was, hierdie sterrekykers het 'n boodskap gekry terwyl hulle besig was met hulle sterrekykery, van dat daar 'n spesiale koning gebore is. Of gaan word, ons weet nie. Want dis die ander ding wat ons nie weet nie, ons weet nie hoe lank hierdie sterrekykers gevat het om van die ooste af tot in Jerusalem en daarna tot in Bethlehem te kom nie. Dit kon maande gewees het. So ons weet nie hoe lank na Jesus se geboorte hulle by Jesus was nie, dit was nie dieselfde nag.
Ons weet nie hoe lank voor die geboorte hulle dalk al hierdie boodskap gekry het, ons weet nie. Die feit is, hulle het 'n boodskap gekry van 'n kindjie wat gebore is. En hierdie kindjie sou die koning word wat sy volk sou verlos. Dit was die boodskap wat hulle gekry het. En hulle reaksie was onmiddellik gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid en daarmee saam geloof. Want hulle het nie die Joodse storie geken nie. Hulle het nie die Torah gehad of die profeseë gehad van Jesaja of enige van die ander profete wat gepraat het van Jesus wat gebore sou word. Hulle het dit nie gehad nie. Hulle het 'n boodskap op 'n manier gekry wat ons nie weet nie, behalwe dat hulle sterkkundiges was en hulle was gehoorsaam en hulle het geglo. En as ek vandag kyk na wat jy op televisie sien, en jy kyk na hoe Kersfees gevier word, en jy kyk na die sentrums wat rondom is en waar ons elke dag onsself begewe, en ons kyk hoe mense reageer wanneer hulle 'n Kersliedjie hoor, of wanneer hulle 'n groot Kersboom met liggies sien, dan is dit die twee goed wat jy nie sien nie. Mense is nie meer gehoorsaam nie. En mense glo nie meer nie. Inteendeel, ek weet nie wie van julle dit gesien het in die week, die ACDP het 'n amptelike klagte ingedien by ons regering, omdat, wel die Kaapstadse regering, omdat Kaapstad alle simbole uit die liggies in mooi maggoed wat hulle in die stad aangebring het, wat verwys na Christus verwyder het. Dit gaan nie meer, dis nie meer 'n Christelike fees nie. Dis 'n aardse fees, is 'n wêreldse fees, is 'n fees waarin daar fees gevier word met drank en selfs dwelms en al die goeders waar daar groot parties gehou word. Kersfees gaan nie meer oor geloof en gehoorsaamheid aan die kind wat gebore is. En ek dink dit moet vanmôre die vraag wees wat ons in ons harte onsself moet afvra. Wat is vanmôre my reaksie as ek praat oor Jesus se geboorte? Want Jesus word nie vandag gebore nie, hy is 2000 jaar terug gebore. Dit wat gebeur het in die Bybel was 2000 jaar plus gelede. Om vandag sy geboorte te herdenk is maar net om, soos wat julle my verjaarsdag van herdenken. Dis wonderlik om dit saam met julle te kan vier. En dis wonderlik om Kersfees te hou saam met jou familie, jou vriende en jou gesin. Dis wonderlik. Maar daardie Jesus is al 2000 jaar gelede gebore. En hy is gebore sodat jy en ek moet glo dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het om vir jou en vir my te kom sterwe. Dis wat jy en ek moet glo. En as ons dit regtig glo, dan moet ons soos daardie wyse manne, daardie sterrekykers, gereed wees om op te staan, gehoorsaam te wees, te reageer en hom te gaan aanbid. Dis wat hulle gedoen het. Hulle was bereid om maande op 'n kameel se rug te sit, daar stad toe te gaan wat hulle glad nie geken het nie, 'n godsdienst wat hulle glad nie verstaan het nie, na die Herodes toe te gaan wat hulle kon doodgemaak het, om hulle self te gaan blootstel aan die skrifgeleerdes en die fariseërs van Jerusalem, wat die heidene gehaat het. Maar hulle was gehoorsaam. Gehoorsaam tot die einde toe. Om wat te doen? Om by die krib te kom, hulle sakke oop te maak, en hierdie kindjie te aanbid. Hierdie kindjie te verheerlik. Hierdie kindjie te kom groot maak. Hulle het geglo en hulle was gehoorsaam op die boodskap van die geboorte van Jesus Christus. Vanmôre is dit die vraag, jy en ek, Berisos gemeente, kinders van God, is ons nog gehoorsaam? Omdat ons glo.
En as ons hierdie week gaan Kersfees vier en om die bome gaan sit en met ons kinders gaan deel, gaan ons nog met mekaar deel oor waaroor dit eintlik gaan. En gaan ons besig wees om hom groot te maak. Goud, wierook en mirre. En het jy geweet daardie 3 geskenke wat hulle gegee het 'n besondere betekenis. Die goud wat hulle gegee het, spreek van die koningskap van Jesus. Die wierook wat hulle gegee het, spreek van die profetiese opdrag wat Jesus gehad het om die woord van God te kom verkondig aan jou en my. En die mirre spreek van die priesterlike bediening wat Jesus gehad het om vir jou en my te kom intree. As priester, as die hoë priester. En nou kom Jesus en hy sê, nou gaan ek weg, sy vir sy disciples. En ek laat julle agter om dit te wees wat ek en julle op hulle het. En vanmôre is jy en ek besig om reg te maak vir Kersfees. En watter geskenke gaan ons vir Jesus gee? Gaan ons vanmôre vir Jesus sê, Here, hier is ek. U het my, soos wat u die koning is, het u my aangestel as die koning. En ek is besig om te heers oor my omstandighede. Ek is besig om te heers oor sonde. Ek is besig om te heers oor die dinge van hierdie wêreld. Ek is besig om myself gereed te maak, om myself aan u te offer, as die koning van die konings. En ek vanmôre genoeg wierook by my, omdat ek besig is om God se woord te verkondig. Is ek besig om te getuig, te vertel van sy liefde. Is ek besig om daai geskenk aan Jesus op te dra, te sê, Here, soos wat u woord aan my kom oopmaak het, soos ek besig om u woord te versprei, as 'n wel aangename geur vir die wêreld. En Here, hier is my bietjie mirre. Dankie dat ek 'n priester kan wees, wat kan intree vir my broer en sussie. Dankie dat ek as 'n priester kan intree vir my gemeente. Dat ek as 'n priester kan intree vir ons land wat besig is om verlore te gaan. Ek is 'n priester wat besig is om te offer, myself te offer. En deur my offer is ek besig om u te verheerlik as die hoë priester wat vir my elke dag intree aan die regterhand van die Vader. Sterrekykers wat geglo en gehoorsaam was. Kan jy en ek vanmôre ook sê, Here, ek glo en ek is gehoorsaam. En ek kom om u te kom aanbid as die koning van die konings. Kom ons buig ons hoofde.